Prys die Here. Geliefdes, goeiemôre. Ek wil julle groet in die naam van die Here. Halleluja. Aan die pastore wat hier is, evangeliste, ouderlinge, diakens, broers en susters. Ek groet julle in die mooie naam van Jesus. Ek wil graag begin met die toewyding, maar ek dink ons moet oorgaan na die insalwingsproses en die aanstelling doen van die evangelis van die kerk van God van profesie hier in Warmte. Ek voel geëerd vanmôre. Ek voel baie klein, maar is my voorreg vanmôre wat die Here ons gegee het om vanmôre in hierdie gemeente 'n evangelis op die been te bring. Ek wil saam met julle lees, ek wil hê julle moet die Bybels oopmaak in 1 Timoteus 3, waar ons gaan lees die verantwoordelikheid op die pligte van iemand wat op die pad gesit word. Dis nie baie maklik nie, dis nie eenvoudig nie. Dis 'n baie harde saak. 1 Timoteus 3 vers 1. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na opsieners aan verlang, begeer jy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nigter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, die een wat sy eie huisgoed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwant word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die skrik van die strik van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen fyn gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nigter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders in eie huise regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou toe te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van die Here. Wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid, en oneenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele en verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Terwyl ons kandidaat na vore kom, wil ek graag hê ons moet na die lied sing, U stap met my deur die vallei. U is die God wat alles ken.
Prys die naam van die Here. Die Here seën. Jesus. He is the hope of our lives. He is the hope. He is the En wil saam met u lees in Mattheus 28 vers 19 en 20. Vanmorgen sit, soos ons genoem het en geken het, Suster Esther Johannes voor die gemeente. En hierdie raad en gemeente het dit goed geag, maar vanmorgen na die Here toe te bring. En daar vanmorgen te salf in te huldig as die evangelist van die kerk van God van profesie hier in Warrington. Wil daar vanmorgen uitstuur met hierdie opdracht in Mattheus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle gebeveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die reëls, die regulasies, die leerstelling van hierdie kerk verstaan en weet en ken. En volgens die Bybel nie 'n nuweling is vanmôre wat die gemeente in 'n verwarring sal bring nie. Hier is die volgende opdrag, opgeteken in 2 Timoteus 4 vers 5. Esther, maar wees jy alles nugter. Lei verdrukking. Doen die werk van 'n evangelis. En vervul jou bediening. Alles nugter en lei verdrukking. Maak jou ore toe vir alles wat die buite gesê gaan word. Dit wat jy gaan hoor. Dis van hierdie oomblik af wat die duiwel gaan probeer om jou af te breek. Dis van hierdie oomblik af wat die duiwel gaan probeer om jou af te kraak en jou moedeloos te kry. Maar wees vanmôre nugter en lei verdrukking. En as jy vanmôre hierdie skrif uitbeel, hy sê, doen die werk van 'n evangelis. En vervul sodoende jou bediening. Die God. He is die God. He is die God. He is die God. Eerste Samuel 16. Daarna sê die Here aan Samuel, hoe lank sal jy treur oor Saul terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na die huis van Isaai, die Betlemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra, hoe kan ek gaan as Saul dit hoor, sal hy my doodmaak? Toe sê die Here, neem 'n jong koei met jou saam en sê, ek kom om aan die Here te offer. Nooi Isaai dan na die offermaaltyd en ek sal jou bekend maak wat jy moet doen. En jy moet die een vir myself wat ek vir jou sal noem. En Samuel het gedoen wat die Here gespreek het. En toe hy by die Betlemiet aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoet gegaan en gevra, is u koms in vrede? En hy sê vrede. Ek kom om aan die Here te offer.
Heilig julle en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het Isai en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi. Toe hulle inkom het hy Eliab sien, dink hy gewis, hier staan voor my die Here se gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms nie en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom gering. Want nie wat die mens sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Toe roep Isai Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy sê hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Verder het Isai Samuel laat verbygaan. Maar hy sê hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. So het Isai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Maar Samuel het aan Isai gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isai gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel vir Isai, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom. En hy was rooierig, met mooi oor en 'n mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid gevaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Ek wil hoofonderling vra om saam met my te kom staan. Die hoofonderling suster kan ook, en my vrou kan saam met my kom staan. Pastoor, u kan ook saam met my kom staan. Ons gaan na vanmorgen na die Here toe bring. Samuel van Salvertaal. O Samuel, Salvertaal. Ek wil die kerk vra om hulle voete te staan. Samuel, 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 Samuel.
Vanmorgen is het onze voorrecht om voor Esther in te zaal. In die naam van die Vader. In die naam van die Seun. En in die naam van de Heilige Geest. Gaan. En doen je werk van de evangelist. Elke macht. Elke plag, elke ziekte, die hebben ons vanmorgen gevangen in die naam van Jezus. En ik zal jou vanmorgen, als je evangelist van jullie bedienen, in de naam van die Vader, te zien. Heere, dat u samen met haar zal wees. Dank u dat u er zal leiden. Van overwinning tot overwinning. Van kracht tot kracht. Van sterkte tot sterkte. Ik raak jullie stembanden van haar vanmorgen aan. Als een evangelist hier moet zij uitgaan als een uitspreker. Van die wereld zijn, zo zijn die hier van die leerskaren. Dank je, Jezus. Dank je. Zielen moet gered worden onder boodschap. Duivels moet uitgedreven worden. Ziektes moet gezond worden. In de naam van Jezus. Heer, met die opdracht stuur ik haar vanmorgen. En maak discipels in de naam van die Vader. De Zin in de Heilige Geest. Roepen en leren. Dit wat de Heer van hulle verwacht. In Jezus' naam. Dank de Heer daarvoor. We glorify your holy name. We bow before your we glorify your holy name. We glorify our Lord. We glorify
Die oudste seun is nou nie hier nie, maar die kleinste seun is hier. Kom nou op die dag. Kom ons gee vir haar 'n pragtige handklap. Ek wil graag hê haar kleinste seun moet hierdie preekkaart aan haar oorhandig. En sommer vir sy ma 'n lekker drukkie gee. Welkom as jy van hulle is. Kom, net handig, vinnig. Want ek nog kinders in seën in lidmaatskap het. En wanneer jy moet vinnig kom, die Here seën. We are the church of God. Al die moeders vra wat vanmorgen kinders gebring het om ingeseën te word, kom vir my vinnig vorentoe. Almal wat met kinders inseën vanmorgen, kom vir my vorentoe. Praise the Lord. Praise the Lord. Kom, Benji, kom staan voor mij. Waar is die hoofdouderling? Die hoofdouderling?
Bring hulle in. Ja, bring die kindertjies. Na Jesus. Evangelis, jy kan ook nog maar hier voorkom staan. Prys die Here. Ek wil elke een van julle moet by jou babietjie staan, of by jou kind staan. Ek wil graag so baie gepraat het vanmôre. Maar ek gaan maar nie praat nie, want die tyd het al ver gevorder, maar ek wil graag gepraat het. Kom ek lees eers die skrif. Markus 10 vers 13. Jesus sien die kindertjies. En hy het kindertjies na hom gebring dat hy hulle kon aanraak. En die disciples het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwalijk geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Voorwaar ek sê vir julle, elke een wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hier kom die afdeling van die inseëning op die toewyding. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Nou ek weet daar's ander kerke wat kinders doop. Daar's ander kerke pas dit dat nie wat kinders doop. Nou, ek het nie vir julle gelees van doop van kinders. Ek het vir julle gelees die formulier of die manier hoe dat jy kind na die Here toe bring. Luister gou hierdie gedagte. Hanna bid eendag 'n gebed voor die Here. Treurige gebed. 'n Gebed wat uit 'n hart uitkom wat diep bedroef en bewoog is. Hoe voel 'n mens wat uit jou hart moeg is vir 'n sekere ding? Jy voel moedeloos. Jy voel jy's nutteloos. Jy voel jy's waardeloos. Hier is 'n vrou wat kinders in die lewe bring. Wat elke dag na hierdie vrou kyk en haar terg en haar slegte woorde sê. Maar een môre toe staan hierdie vrou op, hartseer. Daarom wil die Here God die vrou se trane sien. Toe die Here God hy môre Hanna se trane sien, stap sy na die tempel, diep bewoog, diep hartseer, en sy bid hierdie gebed en sy sê, Here, as U my kind gee. Luister hierso. 'n mannetjie kind. Ek beloof u vanmôre, as hy op 'n sekere opgeskoolte ouderdom kom, dan vat ek hom, dan bring ek hom vir u terug. En weet jy, hierdie seun, daarom toe hierdie seun in die huis van die Here gebring word, en hy kom bly by die priester, soos beloof was, soos die Here haar geseën het. Toe is hierdie seun aan die einde van die dag
van die dag, die persoon wat gebruik word om vir Eli bewus te maak dat die Here nie tevrede is met die hele omstandighede rondom hom. Baie kere dan bid ons, of dan ons bid nie, ons begeer, ons verlang. Kom ek sê vir u vanmôre. Ek weet ons het in die ou tyd al gehoor, dis 'n speelkind. Met ander woorde, dan sê die ma vir jou, ek wil nie hierdie keer nou gehad het nie, maar nou is hy nou hier. Is 'n speelkind. God werk nie met speelkinders. As die Here God jou moederskoot seën, dan seën hy jou. Nou ons is geneig om hierdie kinders na die Here toe te bring. As ons hoor, as sê ons nee, ek wil ook my kind laat inseën, maar ek wil nie hou by die verantwoordelikhede rondom hierdie kind se grootmaak. Ek sê altyd, ek sien ook die kinders in wat, as hy daar die dokter se tafel verby gaan, en hy hoor hy lekker musiek, en hy begin sy toontjie roer, en sê jy, maar jy's mama se oulike kind. Ek sien nie sulke kinders nie. Jy stuur hom na plekke toe waar hy nie gestuur moet word. Sondagmôre as die kind by sondagsskool toe kom, dan stuur jy hom eers, loop haal vir my 'n pakkie aardappels daar by die winkel, maar jy weet 'n sondagsskool tyd. Jy kom nie toe belofte. Hanna het haar belofte nagekom. Toe Samuel groot word, toe bring sy hom na die priester toe. Jy sien hierdie kind vanmôre in. As jy hom klaar ingeseën het, die Here seën hom, dan wil jy hom na die dreigas toe vat, laat hom op bandjies aansit. Want iemand het nou vir jou kom sê, nee, jou kind is getoer. Hier is hulle, maar hoe die jou kinders met bande groot geword. Bring hom na die Here toe en vat die Here op sy woord. Want as jy vanmôre die ma is of jy die pa is, en jy vat buiteraad die buitekant, as die mense vir jou sê, gaan koop wat seker na Mukubiso, en Kubisa die kind, want 1, 2, 3, 4, 5. Kom ek sê vir jou, dan gaan hierdie inseëning vanmôre nie werk nie. Dan kan jy maar terugdraai met jou kind. Dan gaan kyk jy maar van die Mukubiso, wat hom sal help. Maar as jy hom vanmôre na die Here toe bring, as hy kan hy oggend tot hy aan die lekker voel nie, maar Wolf, dan sê jy soos Hanna van ouds, Here, maar ek het hom van u af gebid. En toe u hom vir my gegee, Here, toe vat ek hom na die huis van die Here toe. Laat hy ingeseën word. En kom ek sê vir jou die geheim, weet jy, hierdie kinders sal so ingeseën word, Wolf. Hierdie kinders is vir jou bitter gevaarlik. As hulle groot word, hierdie kinders is vir jou lelik iets pad. Die arme seun wat ons nou vanmôre hier kom uitspreek, oor hierdie kind, ek sê vir jou, as hy groot word, dan vergeet hy was eendag soos 'n babietjie na die huis van die Here toe gebring. Die ander van hulle word glad bang, hy wil ook nie kerk toe kom. Hy vergeet waar sy loopbaan begin. En as jy dit nog vir die kinders in op Sasa maak, bring op die kerk se shelf. Is pas waar, pastoor. Bring die kerk se geld. Bring die kind se deel. Laat hy kan. Weet jy hoekom jy is 'n kind so ongelukkig? Want jy net die kind se Sasa trek, hardloop die klaar verkeerd, jy eet hom sommer klaar. Jy dink eers jy moet vir die Here alles te 10 rand gee. Ai, Here, mense, ek het nog vir julle die lewe so maklik gemaak. Ek sê vir julle, bring net 'n 10 rand. Goed hè? Net 'n 10 rand. As jy 'n 10 deel nie. Ek sê bring net 'n 10 rand. Want ek loop brand in die hel eendag, sê die Here vir my, jy het my wet verander. Maar ek wil vir jou die lewe so vergemaklik. Want ek wil hê jy moet daarom iets gee, dat hy kan net geseën kan word. Bring die 10 rand.
kerk toe. As jy hom kerk toe bring, daai geld word ingesit, dan sê jy ook, hoe dat jou kind voorspoedig word in die lewe. Die mense vra jou nader, wat gee jy die kind? Is die blessing van die Here oor sy lewe. Moenie die kind se seëning van die Here afberoof nie. Ons gaan hierdie kinders vanmôre na die Here toe bring. Ons gaan hulle nie met water doop nie. Ons gaan hulle nie met olie doop nie. Maar ons gaan doen wat die skrif van ons verwag. Jehovah is your name. Jehovah is your name. En wanneer die hoofouderling moet vir my 'n kind vat, jy mag alles vat vir my 'n kind. Jy mag alles vat vir my 'n kind. Is daar nog leiers wat ons kan help? Is daar nog leiers? Ek wil dit vanmôre op 'n heel ander manier doen. Kom pastoor. Prys die Here. Kom ou die Welbag. Hoeveel kinders is nog daar? Okay. Dankie pastoor. Alles reg. Dankie pastoor. Dankie. Elkeen 'n kind. Tel hom op. As the world look upon us, as we struggle alone, they say we have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Ek wil die leierskap vra, soos wat die Bybel sê, om die kinders te omhels. Ek leer u vanmôre as ek hier daarna is. Jy is nog 'n babietjie, daar kort nog 'n leier. Kom pastoor. I know I'm not wealthy. My clothes are not new. I have not much money, but Lord, in my heart, I'm rejoicing. I wish that
In die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. In die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. God van Abraham, Isaac en Jacob, voorbeerder van hemel en aarde, U wat is, U wat was, en tot in alle ewigheid daar sal wees. Dankie Here, toe die disciples hierdie kinders afkeer terwyl hulle na U toe gebring word, het U gesê, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Here, ek seën hulle vanmôre weer eens in. Volgens hulle se name, Here, die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, dat hulle vanmôre ingeseën sal wees, dat geen mag van die duiwel, geen plag van die bose, hierdie kinders se lewe sal aanraak nie. Seën hulle, Here, van hierdie dag af, dat hulle vanmôre die litteken van U vanmôre sal dra, en die duiwel sal sien en sal weet, dat hulle teenoor U, dat U toe gebring is, in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Hier is die ouers, wat hierdie kinders moet groot maak. Ek wil bid, Here, dat U hulle ook sal seën. Help hulle, Here, om hierdie kinders groot te maak, soos U van hulle sal verwag. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Waar is die sekretaris? Dat is vandaag geteken word. Sing vir ons aanbiddingslied so lang. En we vragen iemand net zo draaien, kijk net naar die gemeente toe. Dan wil ik die mensen vragen met die iPhone zo net gewoon een foto van mij te vangen. Sta ik niet terug achter toe? Sta ik terug achter toe? Sta ik terug? Hou voor mijn rijcertificaat net zo dat ik naar de kerk toe is. Waar zijn mensen met die iPhones? Prijs de Heer. Ik zoek een foto. Glory. Ik wil ook hier komen staan. Dank u. Prijs de Heer. Die Heer seën u kan mag gaan sit. Na die kruis kom ek oor jou. Ja, ek kom
Praise the Lord. Ons sê vir die Here dankie. Ek sê vanoggend vir my vrou, Broer Wolf, ek hou my baie jong hierdie paar dae. Ek het nie meer die krag wat ek gehad het, broedie, om so klomp goed op een tyd te doen. Praise die Here, as jy so baie goed bedoel, dan moet jy jong man wees. Dat jou stamina nog kan hou, praise die Here. Maar ek kan misschien ek is klaar moeg. Halleluja. Maar ons is by die laaste afdeling, ons gaan die lidmaatskap doen. As daar van u is wat met lidmaatskap kon doen, kom vir my vorentoe. Die Here gaat vir u seën, lidmaatskap. U wat met lidmaatskap kon doen, kom vir my vorentoe. Sonder het my vader Kan ons elkeen van hulle 'n Bybel gee? Kan ons vir hulle elkeen 'n Bybel gee? Hallo, net ek jou sak met kind. Praise die Here. That Jesus precious on the cross, where he bled on the wonderful church, the church of God, and the oh, the he was his power, oh, the time, oh, the church, Jesus precious on the cross, where he bled on the mount, on the wonderful church, the church of God, founded in your feet. its power. When Jesus said, to Simon Peter, my father's rock, I got my joy. I got my joy.
Suster Shady, staan voor mij achter hij zuster. Jy het mos lidmaatskap doen. Staan mij achter hij zuster. Evangelis, kom staan voor mij achter. Hoofouderling, kom staan voor mij. Mijn schoonpa, mijn pa, kom staan voor mij achter, broer Braaf, broer Wolf. Broer Wolf. Ons is bij die lidmaatskap. En de kerk van God van profetie. Nou, hier is een van die kerken wat voor elke ding is daar een procedure. Weet je, ja, dit is weer een klomp goed in die kerk. Oké? Baie goed. Elke ding moet je hier een zekere regulatie of een leerstelling van. Daarom, jullie wat nog een pastoren worden. Jullie maar nou kyk, is baie werk, is nie so eenvoudig nie. Is werk. Maar ons is vir die Here bly om hierdie dierbares na die Here toe te bring. Nou hierdie kind wat hier staan is 'n profesiekind, sy word in die kerk groot. Hulle het nie vandag, hulle is so groot, maar hulle weet, hulle was nog klein. Toe hulle hierdie aan afval. As ek wil nie oud word, sien jy? As wil nie oud word nie, nee. Maar vanmorgen is het mijn voorrecht om aan die lidmaatschap van de kerk te doen. Maar Wolf, papa Wolf, hier wil ik eerst praten die dierbaar is. In de oude jaren, weet je, toen zei ik nog, pastoor, toen zei ik nog, Peter McJohn, en dit met die kan ik mee vergelijken. Was ik zo Tyrese lichaam gaan. Nee, broer Wolf, net een toe draag so maroon baie. Jy ken mos die. Hier die ken daar se marones. Toe se guy toe se bloedjong evangelis. Toe vat ek die kanse. Kyk, nou sit nog 'n bietjie. Ek is baie sag. Maar die weer, hy het toe hardloop ons die waar baie lekker sag. Toe se 'n bloedjong evangelis. Toe ontmoet ek hierdie man van die Here. As 'n musikant soos julle so sien. Toe trek hy snaar die jare na die duiwelskap. En toe gebeur dit dat hy Warrenville verlaat. En eendag toe gaan begrawe, ek dink dit moet sê een van sy kinders. Nadat hulle my nou opgetrek het, ek is nou 'n pastoor. Ek sê nou 'n bietjie 'n groot man, my kop het ook nog groot geraak. En toe gaan begrawe een van sy kinders in die konsep. En toe verloor ons 'n bietjie kontak met mekaar. Maar nooit na 'n ander kerk toe gegaan. Weet julle mense, as 'n mens kerk trots het. Leraar Nicholas Shaw sê altyd goedheid en guns sal my volg. Al die dae van my lewe. Hy het nooit na 'n ander kerk toe gegaan nie. Hy het gesit en wag. Hy het seker gedink hierdie pastoor sal gesterwe, want die pastoor kom ook nie uit. Maar die Bybel sê wat ons bedink is die God se gedagte. Maar het ons geweet dat eendag sal ons 'n paai weer iewers kros. En die Here maak dit moontlik dat hy weer terugkom Warrenville toe. En toe hy hier Warrenville kom, toe snuffel hy rond, toe sê hy, waar die jong mannetjie wat ek ken? Ek soek die Johannes. En toe kry hy vir Johannes, en toe sê hy, hier is hy. Ek soek my kerk, soos die mense ons altyd sê. Soos die ou mense. Die ou mense sal nie niks gemaak het as hy gepraat het van sy kerk. Elke mens is trots op jou bediening. En 'n mens moet trots wees op jou bediening. Maak nie saak, jy moet trots wees op jou bediening. En vanmorgen is ek bevoorreg om sy lidmaatskap te doen in hierdie kerk van God van profesie dat sy vrou wat langs hom staan. Kan amper sê by skoondogter. Wat hy aan my kom voorgestel. Ja, as my vrou wil ek nie praat nie.
En hierdie hele Diamantveld distrik, ek het kinders groot gemaak. En hier is een van hulle. Weet jy so waarom is net Dena hier en Dena daar en Dena door en Dena hierdie kant. My kinders het al vir my gevra, my pa, maar hoekom het jy so'n klomp kinders? Weet nou nie wat gebeur gister toe ek in die vergadering kom. Dit was nie 'n probleem vir my vrou. Die een vat my hand hierdie kant, die ander een vat my hand die kant. As hulle my kon opgetel het, hulle my opgetel het. Almal wil iets met my gesels. Maar ek is bly dat jy vanmôre saam met ons is. Ek weet nie wat met jy hierdie mic vanmôre nie. Ek is bly dat jy vanmôre saam met ons is. Hy is eintlik oorspronklik van Bartley West, maar hy het gevoel hy wil sy lidmaatskap oordra aan die Kerk van God van Profesie hier in Warrenveld. Kom ons gee hom 'n pragtige hand. Ek gaan nou lidmaatskap doen, maar vanmôre wil ek eers 'n bietjie roskam maak. Ja. Ek het 2 weke terug het ons 'n vergadering gehad, toe sit ons Nebroebol, toe skuif ons 'n bietjie die stoele reg. Tafels reg. En toe maak ons so 'n groot trommel, wat ons hier na die kerk toe wil bring. Toe sit ons 'n wet neer, hier in die bediening. Pastoor, ek het my 'n lelike ding gesit. Toe sê ek vir die mense, julle moenie tiendes betaal nie. Ja, ek het vir die mense gesê, julle moenie tiendes betaal nie. Maar ek het vir hulle gesê, julle moenie op koffie drink met my naam nie, want hulle gaan my in die moeilikheid sit. Ek het laas op brief gevra, vra julle weer vanmôre. Evangelis Abrams, ek gaan nou jou lidmaatskap doen, maar ek soek nou R200 elke maand. Tesourier soek nou R200. Broer Wolf, Sister Wolf, tesourier soek nou R100. My babietjie, tesourier soek nou R20. Elke maand. Stem julle saam met my? Kom ons gee vir hulle 'n pragtige hand klap. Sit jou regterhand op die Bybel. Ek gaan hier lees, gee my regterhand. Ek gaan hier lees. En as ek klaar gelees het, dan gaan julle vir my eendragtig hardop sê. Ja. Ek soek net die ja woord en niks anders sê. Hierdie prominente lering van die kerk bevat nie 'n geloofsverklaring of algehele geloofsbelijdenis nie. Want die Kerk van God van Profesie aanvaar die hele Bybel as die geïnspireerde woord van God met die volgende verbond. Beloof u plegtig in die teenwoordigheid van God en hierdie getuienis, die gemeente teenwoordig, dat u hierdie Bybel as Gods woord aanvaar, die leringe regsny sal glo en beoefen en toepas, met die Nuwe Testament as u riglyn vir die geloof, beoefening en dissipline. En die laaste gedeelte sê, en in die lig sal wandel na die beste van u vermoë en kennis. Wat sê u vir my? Wat sê u vir my? Hulle beloof vanmôre dat hulle sal wandel in die lig na die beste van hulle vermoë en kennis. En hiermee wil ek hulle dan amptelik bevestig as lidmate, volwaardige verbondslidmate in die Kerk van God van Profesie Warrenton, Suid-Afrika Wes. Kom ons gee vir hulle 'n pragtige hand. Ek kan hoor my heiland roep my. Vader, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vanmôre bevestig haar in die Kerk van God van Profesie as 'n volwaardige lidmaat. Seën haar vanmôre in Jesus naam.
Vader, hier is mijn moeder vanmorgen. Zij is vanmorgen bevestigd als een volwaardige lidmaat in de kerk van God van Profetie. Seën haar vanmorgen in Jezus' naam. Vader, hier is mijn broeder. Rolf wordt bevestigd om vanmorgen als een volwaardige lidmaat in de naam van die Vader. Seën de Heilige Geest in de kerk van God van Profetie vanmorgen in Jezus' naam. Vader, hier is de evangelist Abrams. En bevestig hem vanmorgen als een volwaardige lidmaat en de kerk van God van Profetie. Seën hem vanmorgen in Jezus' naam. Amen. En je ziet maar niet wat mij doet. Waar is die mensen met de iPhones? Hier mijn vrouw, sta op, sta niet zo. En wanneer ze teken dan moet je op foto pakken. En de mensen zien het op vastgetekend. Wat mij Halleluja. Jesus. Kom ons hier is zo'n prachtige prijs. It's good to be here. It's nice to be here. Ja, ik praat ook door Engels. Prijs zijn naam. Ons is amper na bij de einde van hierdie dienst, prijs zijn naam. Ons is best wel blessed. Ons is gezien. Ik wil even met mijn stoel naar voren brengen. Met mijn stoel voor die naar voren. Halleluja, dat brengt ons die tiendes, dat brengt ons die offer, dat brengt ons die boomvoors, dit wat die het, breng dit vanmorgen. Geef meer nood. Ons komt van ver. Als je op die troon komt, dan brengt ons alles wat die het. Die Heer is hier.
net vir my Jesus. net by die oudskoene wat ingekom. Maar waar is die Kom ons sê die waarheid dat ons vir my ou die geleentheid gee. jy hoor ding wat ek eintlik wil keer sê. Baie dankie. Om jou hele onze kindertjies het vir die laaste eksamen gekry. Ja maar. En ek weet so goed dat hierdie keer ek vir die hele eksamen kinders gemaak. Dis maar. En my op hierdie geslaag. Ai man, ai. Morgen is ek van hoe, maar die wil ek goed weg nie aan. Dit hier hoor. Ek weet het maar, omdat ek die eerste woorde is Okay. en dan wil ek weer vir die keer sê, kom as los is die Here met jou. As jy elke en vir jou sê, vat die geld en sit dit op die tafel. Ek sit daar gister by het op die tafel. En die eerste kind van jou, die doktertjie van jou dat geslaap het, kom en sê, kom sê, jy 5 takken. En ek die Here wonderlik. Die kind is geerde wat so inkom, ek weet nie wat sy geerde. En ek is werkelijk klaar met om en kom terug. Ek sit net een rukkie. Hier staan weer een kaart. Jee. Wat net so groot passe. Vlees, Here prys. alles wat kos is van kom as los is die Here met jou praat en hy sê al jou laaste sent dan wil jy ons is vry gemaakt. Enige ding wat jy moet soek, sal jy kry. Jy moet net eerlik is. Moenie as jy by die kerk kom, moeilijk is jy nooit ontvang. Ek ontvang elke dag en ek sê vir die kerk weer, baie dankie. En ek kritiek by jou voor. As jy jy kan luister, jy ook aan die kerk. Sondag voor jy van die kerk. Snaak is open. As jy vir my mag God het sien.
net so 'n bietjie, moenie worry nie, ek is moeg, ek gaan nie baie lank praat. Ek is baie moeg. Volgende week Sondag is dit verslagdiens. Ons het verslag gepraat in die vergadering. Dis volgende week Sondag verslagdiens. As jy nog nie koevert het nie, kom kry 'n koevert by die tesourier, by die liewe tesourier, kom vorentoe met evangelis. Secretary, waar is die secretary? Kom staan hier by my. Dit is die niet aangestelde tesourier van die kerk. Dit is evangelis, ons gaan gewoon raak om te sê evangelis. Evangelis Johannes, kom eens hier vir haar prachtig. So, jy kan ons sien, ek het 'n bloeddrop tesourier aangestel. En wanneer as dit Sasa is, dan moet jy tussen die huise collect. As dit dink, dat raak bietjie swaar, ek wil op my bicycle opry, dan moet jy bicycle ry. Of jy moet sommer ou nie so bicycle waag. Dan moet jy nie tussen die dierbare is. So, volgende week, Sondag gaan hulle verslagdiens hê. Ek kry ver by die tesourier. Die sekretaris het 'n spreadsheet, het jy die spreadsheet saamgebring? Sy moet dit nog kry. Daar's 'n spreadsheet wat ons gaan invul, ons het gesê ons gaan elke maand, soos jy betaal, gaan ons jou naam op die spreadsheet sê. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, June, tot die jaar klaar. Al die papas het ons gesê is R200 elke maand. Ek sê weer, vir my nie, gaan die 10% sê, ek gesê, jy moet nie 10 betaal. Bring net so R200. Al die papas is R200. As ek praat van al die papas, ek is ook ingesluit. Ek is ook ingesluit, want ek is ook 'n papa, as dit nie waar nie. So ons bring al die papas, ons bring R200 kerk toe. Al die mamas is R100. Al die jeug is R20. Die sondagskool is R10. Amen. So maak die geld ons bymekaar, as nou Sasa. As dit ons wat die 15de pay wat sy geld sal laat wees. Maar vir die Sasa mense, jy kan nie laat wees. Net ek eintlik die kerk wat die 15de pay, daar's niemand anders by die 15de pay. Net ek. So net my geld wat moet laat wees. Verstaan ons die bares? So bring die koeverte volgende week Sondag kerk toe. Die sekretary sal u wees om vir u op die spreadsheet te sit. Hulle sal vir u onmiddellike kwitansie uitreik sodra u geld gaan betaal. Maar word? Maar word gepraat? Dit was die nana gestaan in die shop. Hoe vas is die muziek? Het sy ry 2 kinders in sy naam ingeskryf en ons het hom gevra. Nou die dag wat sy daar gewees het. Sy het wat gemis. So daar is 2 seuns daar in Richie en hulle loop nog nie kerkie nou. Ja. En ons wil hoeveel gaan ons hulle betaal? Hy 2. Hulle werk nie. Nee pa. Is R20. Okay. Is R20 vir elkeen van hulle. Ja. So dis die storie dierbares, né? So bring u koevert volgende week asseblief kerk toe. Ons wil nie agter jou aangaan nie, want ons gaan met die polisbakkie kom. Dan ek huis toe om die kerk se geld te betaal. Amen. Baie dankie vir julle twee se harde werk wat julle doen. Vir die tyd ek waardeer dit, mag die Here julle seën. En dankie Elsie vir die jeug. Die jong mense, asseblief. Maar nou net 'n singende jeug is as dit Sondagmôre hier gesing word. Kom nou Vrydag op. Die jong mense elke Vrydag het hulle 5 uur het hulle 'n program hier by die kerk. Elke Vrydag middag 5 uur kom die jeug by die kerk bymekaar. Die gemeente, asseblief, ons het gesê ons kom elke Woensdag aan 6 uur hier by die kerk bymekaar. Asseblief dierbares, elke Woensdag 5 uur het ons 'n bidtuur hier by die kerk. Kom dat ons opkom. 6 uur, want ek moet nog eers Chailan kom rus. 6 uur kom ons hier by die kerk bymekaar. Ons het 2 weke terug het ons 'n wonderlike tyd gehad. Die Here het ons geseën daai Woensdag. So moenie uitmis nie. Kom nou Woensdag en kom bid saam met ons. Is maar net 'n uur, né? Dat ons hier bymekaar is van 6 uur tot 7 uur. Dan is alles nodig in ons huis toe. As jy met die bares? Die ander ding is, hou net by hierdie woordpapier so. Die ander ding is ons is verskriklik geroskamp gister by die vergadering. Bishop Botha sê hy is moeg om gemeente tiendes te kry en daar is 'n verslag ingevul. So die sekretaris is in 'n groot probleem. Hierdie verslag moet elke man ingevul word en volledig ingevul word. Verstaan ons die baas? Bishop Botha het spesifiek punt 10 gelees wat sê, het die pastoor enige bystand hierdie maand ontvang, ja of nee? En as jy nog 'n pastoor R100 gee,
Dat beteken dat met 10 rand van die 100 rand is 'n tiende wat hier ingestuur moet word, wat moet hoofkantoor toe gaan. Verstaan ons dierbaardes? So, hierdie verslag moet nou elke maand ingevul word, dan moet 'n foto van dit gevat word, dit moet ge-e-mail word, of ge-WhatsApp word, na Bishop Botha toe, of na Pastoor Benny toe, waar die huidige sekretaris is nasionaal van die Kerk van God van Profesie. Ek gaan hierdie hele verslag vir die sekretaris gee. Hier is al die konferensieverslag. Jy weet mos elke jaar het ons 'n jaarlikse konferensieverslag wat ons invul. Daar's ook geheel gister met die vergadering, daar's kerke wat leë verslae insit. Verslae word nie ingevul nie. Verlede jaar het ons 50 gemeentes by die konferensie gehad, maar 20 gemeentes se verslae was in. Dis pateties dierbares. Dis baie pateties. Suid-Afrika Wes alleen het 90 gemeentes. Suid-Afrika Wes alleen. So, gister het ons goed gehoor wat ons nie moes gehoor het. Nou moet jy vir jouself vra, toe ek daar sit, evangelist